Nou ja, dit is vir my 'n besondere voorreg om hierdie gedagte vandag aan u te bring en ek glo dit het die vermoë om jou lewe te verander. Baie welkom by hierdie boodskap. Ek praat met jou vandag oor 'n gedeelte in die woord wat baie interessant is, 'n geknakte riet en 'n lampet wat rook, en ek lees uit Matteus 12 vers 20. Luister gerus na hierdie vers. Hy sê, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. God is die groot heelmaker. Hy is die ene wat nie breek nie, maar heel maak. En terwyl ons aan hierdie kant van die ewigheid is, aan hierdie kant van die graf, is daar 'n God wat ons lewe wil heel maak. Tevens ons moet ons lewe laat heel maak, want daar sal niks onrein ingaan nie. Hierdie kant is dit ons kans om reg te maak. En Jesus sê, kom na my toe, ek wil jou help. Jesus het nooit iemand weggewys wat na hom toe kom nie. Dit lees ek in die Bybel. Eintlik 2 keer lees ek van 'n fariseer, ten minste 2 keer, wat hom genooi het om by hom te kom eet, en Jesus het gegaan, want Jesus gaan waar hy genooi word. Hy het by tollenaars geëet, hy het by fariseërs geëet, hy het selfs saam met sondaars geëet, want almal wat hom nooi, soontoe gaan hy. U sal dalk vir my sê, maar saam met 'n fariseer? Skynheilige fariseer? Iemand wat 'n gedaante van godsaligheid het? Weet jy wat? As jy Jesus innooi, maak nie saak hoe ryk of arm, hoeveel aansit, hoeveel vuilheid of skoonheid in jou lewe is nie. As jy Jesus nooi, dan kom hy in. Die Bybel sê, hy klop aan jou deur. Hy's nou besig. U wat luister na hierdie woord, jy wat daarna kyk, hy's nou besig om aan jou hartsdeur te klop. Terwyl jy luister, want Openbaring 3:20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou. Jesus wil in jou hart ingaan. Hy klop nou reeds aan jou hartsdeur. Almal wat hom nooi, daar kom hy in. Daar sê welkom. Soontoe gaan hy. En ek lees in hierdie gedeelte, geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Jy sien, jou lewe kan hoe gebreek wees, geknak wees. Jou lewe kan deur storms. Wat knak 'n riet? Storms, wind, knak 'n riet. En in ons lewens is daar baie storms, omstandighede. Party mense se lewens word geknak deur sonde, deur siekte, deur omstandighede buitekant jou beheer soms, dat jy voel jy kan nie meer nie, die lewe het jou geknak. Maar hy sê, ek sal 'n geknakte riet nie verbreek nie. God is die groot heelmaker. Aan hierdie kant soek hy iemand wat sê, ek maak oop, ek nooi in. Dan kom maak hy jou lewe heel. Ja, Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou lewe heel maak. As jy hom nooi, sal hy help. Hierdie vers gaan aan om te sê, 'n lampet wat rook, sal hy nie uitblus nie. Wat beteken dit? Jy sien, 'n lampet wat rook beteken hierdie lamp het 'n irritasie geword. Hy maak rook, en hierdie rook laat jou dalk hoes. Dis irriterend, en behalwe dit is die glas van hierdie lamp is donker, hy gee nie meer lig af nie. Weet jy, sonde maak dat 'n mens se lamp nie meer helder brand nie. Dit is so maklik om sonde in jou lewe toe te laat. Jy weet, ek het hierdie vriende in die Weskus in Saldanha, en by geleentheid hoor ek hoe hierdie man se vrou vir hom sê, my man, hierdie ou karavaan wat hier voor ons huis staan, hierdie karavaan wat jy verlede week hier aangebring het, hy staan nou verlede week al hier, dis nou al die 2de week wat hy hier staan. Ek wil hê jy moet hierdie karavaan wegvat, want hy lyk nie mooi nie, en voor ons oog gewoond raak aan hierdie karavaan, moet hy weg. Voor ons oog gewoond raak aan hierdie onsuurlikheid. Jy sien, so is sonde. Jou oog raak gewoond, later is dit nie meer verkeerd nie. Jy praat so, want jy het so beginne praat, jy doen so, jy het so beginne doen, jy het gewoond geraak daaraan, en jou lamp het beginne rook. En Jesus sê, alles daar nog net 'n klein vlammetjie, ek sal nie hierdie vlammetjie doodmaak nie. Ek wil hom helder laat brand. Ek gaan jou help. Miskien moet daai lamp 'n bietjie geknip word. Miskien is daar net iets wat afgeknip moet word uit jou lewe, uitgehaal moet word. Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Hy sal jou help. Omstandighede, hy sal jou help. 'n lamp wat rook beteken heel waarskynlik die olie in hierdie lamp het opgeraak. Miskien het jou Heilige Gees verhouding skibreek gelei, dit het tot niet gegaan, dit het opgeraak. Jy kort 'n vars aanraking van die Heilige Gees. Daar sê Jesus wat sê, ek gaan nie jou lamp uitblus nie. Ek gaan jou help.
Kom na my toe, sê hy. Maak oop jou deur. Terwyl jy na hierdie boodskap luister, is hy nou besig om in jou hart te klop en vir jou te sê, maak oop. Terwyl jy aan hierdie kant van die ewigheid is, jy het mos nie jou lewe in jou hande nie. Ek het in hierdie week gehoor van 'n vroukie wat in ons dienste bygewoon het, spesiale reeks dienste, nou nie te lank terug nie. In hierdie week skielik oorlede. Ek weet nog nie eens hoe nie, ek het dit maar 2 dae terug gehoor daarvan, skielik oorlede. Sy het 'n ander raking in hierdie dienste gehad, jong vrou. Sy het 'n ander raking gehad. God het haar lewe verander. Sy het feitlik elke dinsdag die week bygewoon. Sy het haar lamp laat heel maak. Daardie diens haar hart vir die Here gegee. God sal jou nie uitblus nie. Hy wil jou heel maak. Geen sonde is te groot wat hy nie kan vergeef nie. Soos daardie melaatse man met sy stuk melaatsheid na die Here gekom het en gesê, Here, as U wil, kan U my reinig. God kan. En Jesus sê, ek wil. Ek wil. Maak nie saak hoe ver verlore jy voel nie. Maak nie saak hoe ver afgedwaal jy is nie. As jy na hom toe kom met jou lamp, met jou situasie, met jou stuk melaatsheid, sal hy jou reinig. Hy is die groot heelmaker. Hy is die reiniger. Geen melaatsheid is te groot, geen siekte is te groot, geen sonde is te groot nie. Hy maak lampe weer reg. Hy maak lampe vol olie. Hy is die groot heelmaker. Ook in jou lewe, jy wat nou na my luister en sê ek is te ver afgedwaal. Jy maak 'n fout. Niemand is buite sy bereik nie. Hy sal jou help. Maar ek hou van die afsluiting van hierdie vers. Hierdie vers sê, 'n geknakte riet sal hy nie breek nie, 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie. En dan sê hy, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. Hy gaan vir jou oorwinning gee. Hy gaan vir jou die reg tot oorwinning gee. Ja, jy sal oorwin deur die bloed van Jesus. Kom na my toe. Kom na hom toe, sê die skrif. Want Jesus roep my, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Want hy wil jou die reg op oorwinning gee. Jy kan sonde oorwin deur die bloed van Jesus. Jy kan jou situasie oorwin deur die bloed van Jesus. Niks te groot, te moeilik vir hom nie. Ja, die woord van die Here sê die heidene hoop op hom. En ek wil so ver gaan om die skrif verder te vat, hy sê sondaars, dis sy enigste hoop. Jesus Christus. Terwyl jy hierdie kant van die graf is daar vandag 'n uitnodiging dat jy kan regmaak, want daar sal sonde nie ingaan nie. In die ewigheid sal dit nie ingaan nie. Jesus sê, ek is jou antwoord. Kom na my toe. Baie dankie dat u na hierdie boodskap geluister het. Kontak my gerus as jy enige navrae het. Soek my op Facebook, Kobus Du Plessis, of skakel my by 083 722 7787. Ons het elke Sondag dienste, oggende 10:00, aande 6:30, hier op die hoek van St. Thomas, Dr. Everardstraat in Mamasbury. U is so welkom. Lewens word verander. God seën u ryklik. Amen.